Goeiemôre geliefde en welkom by die 6de en laaste dag van ons oordenkingsreis hierdie week. Wat 'n pad het ons nie hierdie week saam gestap nie. Van storms tot stilte tot die vraag, wie is hierdie man? En vandag eindig ons nie met onsekerheid nie, maar met 'n belofte. Nie 'n belofte van gemak nie, nie 'n lewe sonder storms nie, maar 'n belofte van Christus se teenwoordigheid. In Matteus 28 vers 18 tot 20, net voor Jesus opvaar na die hemel, gee hy aan sy disippels 'n opdrag wat ons vandag nog as die groot opdrag ken. Dit sê, gaan dan na al die nasies toe. Maar geliefde, dis hoe die gedeelte afsluit en dit is spesifiek waar ek graag ons fokus in wil skuif. Die volgende gedeelte sê, en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Nie net op goeie dae nie, nie net op Sondae nie, al die dae. Die dae wanneer jy voel jy het geloof en die dae wanneer jy voel jy sukkel om op te staan, hè, daai highs en daai lows, die dae wanneer jy helder sien en die dae wanneer jy twyfel. Hy sê nie net ek sien julle nie. Hy sê ek is by julle. Met ander woorde, Christus sê vir ons ek is ver nie. Ek sê nie ek's ver nie, ek sê ek's by julle. Ek's by julle in die boot, ek's by julle in die storm, ek's by julle in die stilte. Ek is by jou in jou gewone alledaagse oomblikke van jou dag. Hy het nooit gesê jy sal nie storms hê nie. Hy het wel gesê jy sal nooit alleen wees nie. Geliefde, dit is ons fondasie. Dis ons sekuriteit. Dis waarom jy van môre af met moed in die lewe kan instap en sê, ek weet dat Jesus het beloof, hy is by my, hy is by ons al die dae van ons lewe. Jesus se teenwoordigheid is nie net vir Bybelkarakters nie, geliefde. Dit is vir jou, dit is vir my, dit is vir alle gelowiges. As jy al dalk deur hierdie week gevoel het, hè, God is stil. Onthou, hy was daar in jou stilte. As jy al lang periodes gehad het van stilte en wonder, waar is die Here? Hy was daar. As jy nie, ek hoop jy het laasweek se boodskap geluister op hierdie platform waar ek juis gedeel het oor hoor God se stem. Maar as jy wonder of hy regtig sal wees en as jy hom weer nodig het, nê, wil ek vir jou sê, geliefde, hy is reeds daar. Hy is die een wat by jou sal staan. Hy is die een wat jou altyd sal ondersteun. Sy laaste woorde op aarde was, en dit was sy grootste versekering. Hy het gesê, ek is met julle. So ek wil vandag, vir die laaste dag van hierdie week se oordenkings, wil ek hierdie verklaring saam met jou maak. Sê dit saam met my. Jesus, ek glo U is met my. Elke dag, in elke oomblik, tot die einde toe. U is met my. Môre bring ons al hierdie gedagtes waar ons gesels het hierdie week van maandag tot vandag toe, al 6 oordenkings, bring ons saam in een groot boodskap waar ons gaan praat oor die volgende belofte. Jesus beloof om by jou te wees. Ons nooi jou uit na die eredienste as jy in Alberton is of in Meyerton. Ons het ons oggenddiens in Alberton en ons 5 uur aanddiens in Meyerton. En as jy aanlyn inskakel, wees net deel van wat God besig is om te doen. En almal wat inskakel, almal wat bydra, almal wat ondersteun met gebed en teenwoordigheid en finansies en die verskeidenheid van maniere hoe ons kan betrokke wees in 'n geloofsfamilie. Ons waardeer julle so baie. So tot dan, onthou jy het niks om te vrees nie. Jesus is in jou boot en hy gaan nêrens nie. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons vandag kan verklaar met sekerheid soos Matteus 18 vers 20 sê, en U sal by ons wees tot in die einde van tyd. U sal altyd by ons wees. Elke oomblik, elke dag. En Here, wat 'n gemoedsrus kry ons hier vandag om te weet, wanneer U hierdie groot opdrag gegee het vir die disippels, het U vir hulle gesê, hulle het geweet, wat vir hulle voorlê gaan nie noodwendig maklik wees, het gaan nie gerieflik wees nie, maar hulle het geweet dat U is met hulle al die dae van hulle lewe, en vandag staan ons ook in daai belofte, en daarin vind ons rus en ons vrede. Ons loof U, ons eer U, en mag ons dit wys met ons lewens. Ons bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel is saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.